Ons groet dan ook almal wat nou elektronies by ons aandiens aansluit. Ek wil net baie seker maak dat ek dit alles reg het. Ja, hy is besig om op te neem. So baie welkom. Ons glo en vertrou dat ons almal saam ook vanaand weer uit Jesegiel uit 'n paar dinge kan leer oor God en sy verhouding met die profete wat hy ook gebruik in sy diens om sy boodskap te verkondig. Kom ons bid nou eers saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom na U genade troon ook weer vanaand, om U te loof en te prys en te dank. Ons is in besonder dankbaar, Here, vir al die reën wat die afgelope tyd geval het, wat al die damme weer vol gemaak het. Ons dink in besonder ook aan die boere, en ons weet, Here, dat hulle sekere reëns op sekere tye nodig het, en U weet dit selfs nog beter as ons. En dankie dat U ook voorsien in dit wat hulle nodig het, sodat hulle kos op ons tafels kan sit. Ons dankie, Vader, dat U die een is wat vir ons sorg, dat elke dag ons daaglikse brood op ons tafels verskyn, en dat ons kan weet, dit kom van U af, en dat ons U daarvoor kan dank. Vader, dit is ons gebed, dat ons ook vanaand geestelike voedsel sal ontvang, dat ons geestelik sal verryk, sodat ons geestelik kan groei, en dat ons by geestelike volwassenheid kan uitkom, dat ons op die pad van heiligmaking kan vorder, sodat ons al meer kan weet wat U wil vir ons lewe is, en dat ons al meer daarin gehoorsaam kan wees. En as ons dan nou verder lees uit die profeet Jesegiel, weet ons, Vader, dat dinge wat daar gebeur het, dat dit met 'n bepaalde doel gebeur het, en dat U dit ook gebruik het as 'n baie sterk medium om U boodskappe oor te dra. En gee, Vader, dat ons nie net sal hoor wat U sê nie, maar dat ons ook sal luister en gehoorsaam sal doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons is besig met ons reeks oor die profete, en ons is tans besig met die profeet Jesegiel. Ons het al reeds die eerste 3 hoofstukke behandel, en vanaand gaan ons by die 4de en 5de hoofstuk 'n bietjie stilstaan. Ons is al klaar met hoofstuk 4, ons gaan al na hoofstuk 5 tot 6 toe. Die beleg en val van Jerusalem. Het lyk vir my is tog hoofstuk 4, want hy begin daar met 'n 4, so ek het 'n fout daarbo gemaak, jammer daarvoor. Mens, vat 'n baksteen, sit dit voor jou neer, en teken daar 'n stad op, Jerusalem. Beleer die stad, bou beleringswerke, gooi 'n beleringswal teen hom op, slaan 'n kamp op, stel stormramme rondom hom op. Vat dan 'n ysterplaat, en laat hom 'n ystermuur wees tussen jou en die stad. Kyk na die stad toe, hy moet beleer wees, en jy moet hom beleer. Dit is 'n teken vir Israel. Dan moet jy op jou linkersy gaan lê, en die sonde van die volk Israel op jou neem. Jy moet hulle sonde dra, die volle getal dae, dat jy op jou sy lê. Soveel jare as wat hulle bly sondig het, soveel dae lê ek jou op. 390 dae lank moet jy die sonde van die volk Israel dra. En as jy daarmee klaar is, moet jy op jou regtersy lê, en die sonde van die volk Juda dra, 40 dae lank. Ek lê jou 'n dag op vir elke jaar. Kyk stip na die belering van Jerusalem. Dreig die stad, tree as profeet op teen hom. Ek bind jou met toue vas, sodat jy nie van die een sy op die ander kan draai, voor jy klaar is met die belering nie. Vat koring, gars, boontjies, lensie, sorghum en speld, sit dit in 'n skottel en maak vir jou kos daarvan. Jy moet daarvan eet solank jy op jou sy lê, 390 dae lank. Die kos wat jy elke dag moet eet, moet 230 gram weeg, en jy moet dit met tussenposes eet. Die water wat jy moet drink, moet afgemeet word, 617 milliliter. Jy moet dit met tussenposes drink. Jy moet die kos gebruik in die vorm van brood en dit gaar maak op die droë uitwerpsel van mense, waar almal dit kan sien. So sal die Israeliete ook onrein kos eet tussen die nasies, waarin ek hulle gaan verstrooi, sê die Here. Toe sê ek, ag Here my God, ek is nooit verontreinig nie. Ek het van my jong dae af tot nou toe nie die vleis van diere wat gevrek het, of deur roofdiere doodgemaak is geëet nie. Ek het ook nooit my mond gesit aan offervleis wat te lank oorgestaan en onrein geword het nie. Die Here het vir my gesê, jy kan dan maar jou kos gaar maak
op beesmis in plaas van op die uitwerpsel van mense. Verder het hy vir my gesê, mens, ek gaan hongersnood bring in Jerusalem. Hulle sal brood volgens gewig eet en met kommer. Hulle sal water volgens maat drink en met huiwering. Wanneer hulle brood gebrek het en dors ly, sal hulle mekaar met skrik aanskou en van hulle sonde vergaan. Mens, vat 'n skerp swaard en gebruik dit vir 'n skeermes en skeer af jou hare en jou baard. Vat dan 'n skaal en deel die hare in 3. 'n derde moet jy binne in die stad verbrand, sodat die beleg verby is. 'n derde moet jy met die swaard rondom die stad fyn kap, en 'n derde moet jy deur die wind laat wegwaai. Ek sal hulle met die swaard agtervolg. Jy moet 'n klompie hare agterhou en in die vou van jou klere toemaak. En van hulle moet jy nog 'n paar vat en in die vuur gooi en verbrand. Daar sal 'n vuur daarvandaan uitgaan na die hele Israel toe. So sê die Here my God, hier is Jerusalem tussen die nasies waar ek hom geplaas het, met ander lande rondom hom. Maar hy het hom verset teen my bepalings en my voorskrifte. Hy was erger as die nasies in die lande rondom hom. Sy inwoners het my bepalings verwerp en het nie volgens my voorskrifte geleef nie. So sê die Here my God, julle het erger te kere gegaan as die nasies rondom julle, toe julle nie volgens my voorskrifte en my bepalings geleef het nie. Julle het nie eens volgens die gebruike van die nasies rondom julle geleef nie. Daarom, so sê die Here my God, gaan ek nou ook jou teenstander word. Jerusalem, ek gaan jou straf voor die oë van die nasies. Ek gaan oral al jou afskuwelike dade aan jou doen, wat ek nog nie gedoen het nie, en nie weer sal doen nie. Vaders sal hulle eie kinders eet in jou, en kinders sal hulle eie vaders eet. Ek gaan jou straf en al jou inwoners wat oorbly in alle windrigtings verstrooi. So seker as ek leef, sê die Here my God, omdat jy my heiligdom met al jou walglikhede, met al jou afskuwelikhede verontreinig het, gaan ek jou kaal stroop, sonder medelee, sonder genade. 1/3 van jou inwoners sal van pest doodgaan of van honger omkom in jou. 1/3 sal rondom jou met die swaard doodgemaak word, en 1/3 sal ek na alle windrigtings toe verstrooi en met die swaard agtervolg. Dan sal my toorn gekoel wees en sal ek my woede teen hulle tot bedaring bring en sal ek tevrede gestel wees. Wanneer ek so my woede op hulle gekoel het, sal hulle besef dat ek, die Here, hulle aangespreek het, omdat ek oor hulle begaan was. Ek maak jou 'n pynhoop, Jerusalem. Ek maak jou die spot van die nasies rondom jou. Almal wat by jou verbygaan sal dit sien. Die nasies rondom jou sal die spot met jou dryf en jou uitlag. Jy sal dien as 'n waarskuwing en 'n afskrikmiddel vir hulle, wanneer ek jou in my toorn en in my woede straf en jou vir jou dade laat boet. Ek, die Here, sê dit. Wanneer ek my pyle op julle inwoners van Jerusalem afskiet, doen ek dit juis om julle uit te roei. My pyle is swaar hongersnood, waardeur julle uitgeroei sal word, en ek sal dit erger laat word. Ek sal julle kos laat opraak. Ek bring hongersnood en 'n roofdierplaag oor julle wat julle kinders sal uitroei. Pes en bloedvergieting sal julle tref. Ek bring oorlog oor julle. Ek, die Here, sê dit. Tot sover dan ons skriflesing dan vanaand uit Esegiel. Voorwaar 2 baie eienaardige hoofstukke. Kom ons kyk 'n bietjie van naderby. Net so 'n bietjie hersiening, eerste 3 hoofstukke, het Esegiel gehoor hoe God met hom praat, nadat hy die angswekkende visioene gesien het en van hom gesê het, mens, ek stuur jou na die Israeliete toe, hulle is 'n opstandige nasie wat teen my in opstand gekom het, hulle en hulle voorvaders het hulle teen my verset, tot op hierdie dag toe. Nou dit klink presies net soos die woorde wat Esegiel hoor, is dieselfde as die woorde wat Jesaja gehoor het, is dieselfde as die woorde wat Jeremia gehoor het. Hulle word almal gestuur as profete, en hulle gaan almal na Israel toe, hulle gaan almal nog meer dieselfde boodskappe vir hulle gee, en dit gaan 'n volk wees wat weerbarstig is, wat nie wil luister nie. Esegiel word dan ook pertinent as 'n wag aangestel, wat die volk moet waarsku, al is hulle weerbarstig en al gaan hulle nie luister nie. En daar word vir hom gesê, as hulle nie waarsku nie, dan gaan hulle bloed van sy hande geëis word. En dan in hoofstuk 4 tot 5, wat ons dan nou vanaand gelees het, kry Esegiel baie eienaardige preekhulpmiddels. Vreemde goed. Goed wat hy moet gebruik om die volk te waarsku. Dit moet tekens en simbole wees van God se oordeel wat op hulle gaan neerreën. Esegiel kry meer sulke preekhulpmiddels as al die ander profete.
En ons gaan nog daarvan meer lees in hoofstuk 12, dan ook in hoofstuk 21, hoofstuk 24 en ook in 37. Eerste teken wat Esegiel moet doen is hy moet 'n baksteen vat. En nou klink dit amper soos 'n speelietjie wat seuns sou speel. As hulle mos nou karretjies speel, dan gebruik hulle mos nou bakstene vir huisies en vir gebouetjies en wat ook al. Dan maak hulle vir hulle paadjies waar die karretjies in kan rondry, maar hierdie is nou nie tyd voordat daar nog karre was wat kon rondry. So hierdie speelietjie wat Esegiel moet doen, pas aan sy tyd. Dis hoe die seentjies heel waarskynlik in sy tyd gespeel het. Hy moet hierdie baksteen vat en dan moet hy op hom teken. Daar word nou nie gesê waarmee nie, maar hy moet iets gebruik sodat 'n mens kan sien dat hierdie baksteen Jerusalem simbolies voorstel. En dan moet hy hierdie stad, hierdie Jerusalem baksteen vat en hy moet dit beleer, soos wat 'n mens nou in tye van oorlog doen, wanneer die vyande oral rondom die stad hulle kampe opslaan en waar hulle dan nou walle begin gooi en leere en goed bou, sodat hulle teen die stadsmure kan uitklim om die stad te beleer. Hy moet hierdie stad beleer met hierdie walle, hy moet kampe opslaan, dan moet hy stormramme en so meer gebruik. Stormramme is reuse boomstompe wat hulle groot klippe partykeer vooraan vasgemaak het en dan het hulle dit gestamp teen die mure om die mure te breek sodat hulle by die stad kon inkom. Daarna moet hy dan 'n ysterplaat vat en hierdie ysterplaat moet dan dien as 'n skans tussen hom, tussen Esegiel en die stad. En dan moet hy vir 390 dae, dis meer as 'n jaar lank, moet hy net op sy linkersy lê. En dan moet hy die sonde van die noordelike ryk, van die noordelike 10 stamme van Israel simbolies op hom neem. Maar dis anders as die knegg van die Here waarvan ons in Jesaja 53 gelees het. Dis nie plaasvervangend nie. Hy moet dit op hom neem soos wat die bok wat hulle vir Azazel in die woestyn ingejaag het op die groot versoendag. Hy moet dit op daai manier, moet hy dit op hom neem. So hierdie stil lê net op een sy vir meer as 'n jaar lank, dien dan as 'n vorm van straf. Hy moet dit aan sy eie lyf voel, hoe dat God die volk straf vir hulle sondes, die sondes wat hy op hom moet neem. Na hierdie 390 dae moet hy omdraai na die regtersy toe, en dan moet hy vir nog 40 dae net op sy regtersy lê, sodat hy die sonde van Juda, die suidelike ryk, simbolies op hom kan neem. En dit moet hy nou alles doen by hierdie speelietjie, kan jy maar sê, waarby hy besig is, met hierdie baksteen wat die stad voorstel, en waarmee hy dan nou beleringswalle omgooi, en teen die stad oorlog maak. Maar hy moet dan ook teen die stad as profeet optree, terwyl hy dan nou daar lê. Hy moet in die rigting van die stad lê, en hy moet hulle dan dreig. Hy moet oordeelsaankondiginge teenoor hulle profeteer. En hy word met toue vasgebind, sodat hy nie kan omdraai nie. Dat hy op sy linkersy en sy regtersy kan bly lê. Vreeslike straf wat arme Esegiel moes verduur. Maar voor die tyd moet hy eers homself voorberei vir hierdie lang periode. Hy moet vir hom brood bak met koring, gars, boontjies, lensies, sorghum en spelt, sodat hy dit in die tye kan eet. Dit moet hy dan afweeg in porsies van net 330 gram per dag. Dis bitter min, want dit moet die hongersnood wat voor lê simbolies voorstel. En dan mag hy in hierdie tydperk ook net 617 milliliter water elke dag met tussenposes drink, is net 'n bietjie meer as 'n half liter per dag. So dis bitter min, dis alles deel van hierdie simboliese voorstelling van die hongersnood. Maar dan gee God vir hom 'n opdrag wat my verstand te bowe gaan, en ook Esegiel se verstand te bowe gegaan het. God se aanvanklike opdrag is, hy moet hierdie brood bak op droë uitwerpsel van mense. En dit moet dan dien as 'n simbool van die onrein kos wat hulle in ballingskap tussen die heidene nasies gaan eet. Nou hoekom God hierdie vreeslike en aardige boodskap en opdrag vir Esegiel gegee het, dit weet ek nie, maar hy wil definitief 'n baie sterk simboliese boodskap daardeur oordra. Soos Esegiel dan nou voortgaan in die gesprek, sou 'n mens kan verstaan hoekom hy dit doen. Ek sou waarskynlik ook, as ek so 'n opdrag gekry het. Hy protesteer verstaanbaar, en hy vra vir die Here dat dit
asseblief nie moet gebeur nie. Hy het sy lewe lank rein gelewe, hy het niks geëet wat onrein was nie. Hy het sy lewe skoon en heilig gehou. Hy kan nou nie hierdie goed gaan eet wat homself gaan verontreinig nie. En dan sê die Here vir hom, hy moet dan nou maar beesmis gebruik. Dis dan die genade. Ek weet nie of dit veel beter is nie, is nog maar steeds baie, baie sleg, maar dit stel voor hoe dit die volk in ballingskap onrein kos tussen die heidene nasies gaan moet eet. God vertel vir Jesegiel dat hy hongersnood gaan bring in Jerusalem en hulle gaan net brood en water volgens gewig kan eet met kommer en met huiwering. So dit gaan maar moeilik gaan. Hulle gaan nie weet of hulle die volgende dag nog kos gaan oor hê nie en dis waarom hy hierdie porsies so moes afmeet. Nou hierdie speletjie moet hy gespeel het wat eintlik nie net 'n speletjie was nie, dis baie meer as dit. Dis 'n preekhulpmiddel met 'n baie sterk boodskap en hy moes dit doen waar almal dit kon sien, sodat hulle hierdie boodskappe kon kry en kon hoor. En so gaan hulle dan met angs en met honger vanweë hulle sonde vergaan wanneer die Here optree en hulle straf. En dan in hoofstuk 5 kry hy nog 'n volgende preekhulpmiddel. Hierdie keer moet hy 'n baie skerp swaard vat en daarmee moet hy sy baard en sy hare afsny. En dan moet hy dit met 'n skaal in 3 gelyke dele verdeel. 'n derde moet in die stad verbrand word sodat die beleg verby is. Sodra die beleg verby is, 'n derde moet met die swaard rondom die stad fyn gekap word en 'n derde moet in die wind wegwaai. 'n klompie hare moet in sy klere gehou word en van dit moet verbrand word as simbool van die volk se verstrooiing en hulle vernietiging. En die Here gee dan nou ook vir hom later die verduideliking waarom hy dit moes doen. Hy kondig deur Jesegiel aan dat hy die volk gaan straf hulle ongehoorsaamheid en sonde. En dit gaan so erg wees dat vaders hulle kinders sal eet en ook andersom. Hulle gaan almal uitgeroei word en die wat nie uitgeroei word nie gaan in al die windrigtings verstrooi word. Nou dis wat met die ballingskap gebeur het. En ons het by die ander profete ook al dit gelees en gehoor. Omdat hulle God se heiligdom verontreinig het met al hulle afskuwelikhede, gaan hy hulle kaal stroop sonder medelee, sonder genade. Nou hier's 'n baie fyn woordspel, want die afgodery wat hulle beoefen het daar in Palestina was deel van die vrugbaarheidskultusse met die aanbidding van die Baalgod. En om die Baalgod te aanbid het hulle prostitusie bedryf by tempels wat vir Baal opgerig is en die naam Baal beteken ook Here en daarom het hulle verwar dat God en Baal het hulle gedink dieselfde is en hulle het vir God op dieselfde manier begin aanbid en dan ook prostitusie in die tempel bedryf en daarom sê hy hulle het hierdie tempel verontreinig met hulle afskuwelikhede, met die orgies wat daar in die tempel plaasgevind het, wat hulle ter ere van Baal gedoen het. En daarom gaan hy hulle kaal stroop, want hulle daar die orgies natuurlik sonder klere gedoen, en daarom word daar nou ook gesinspeel daarop, sonder medelee, sonder genade. En ons weet toe hulle in ballingskap weggevoer is ook, hulle word dikwels in sulke omstandighede sonder 'n draad klere in ballingskap weggevoer. En nou word die betekenis gegee van hierdie verdeling van sy baard en hare in 3/3. 'n derde sal sterf van hongersnood, 'n derde sal met die swaard doodgemaak word, en 'n derde sal in alle windrigtings verstrooi word, en dan ook met die swaard agtervolg word. En wanneer God se woede afgekoel het, dan sal hulle besef dat hy hulle aangespreek het, dat hy hulle gestraf het. Hoekom? En dis so mooi, omdat hy oor hulle begaan is, omdat hy hulle lief het. En ons lees ook in Hebreërs 12 die woorde, God tug ons omdat hy ons lief het. En wanneer ons getug word, dan voel dit op daardie stadium nie na iets om oor bly te wees nie, om oor te huil, maar later lewer dit 'n goeie vrug op, die vrug van gehoorsaamheid. So ouers wat ook dissiplinêr optree teenoor hulle kinders, ons praat nie noodwendig van fisiese lyfstraf nie, daar's baie maniere waarop kinders gedissiplineer kan word, doen dit juis ook omdat hulle kinders lief het, want as hulle maar net los, dat hulle aangaan met hulle stoutighede, dan leer hulle nie dat negatiewe gedrag, negatiewe gevolge het nie, en dan kan hulle ook nie op die regte pad kom en bly nie. So ouers wat nie hulle kinders lief het nie, sal nooit hulle kinders dissiplineer nie. God dissiplineer ons juis omdat hy ons lief het.
omdat hy oor ons begaan is. God se straf sal dan as afskrikmiddel dien, selfs ook vir die ander nasies rondom Israel. Hulle sal dit sien en dan sal Israel 'n simbool word van God se straf. Die pyle wat God sal afskiet om hulle uit te roei is hongersnood wat al erger word, 'n roofdierplaag wat selfs hulle kinders sal uitroei, pes, 'n siekte natuurlik, en dan ook bloedvergieting en oorlog. Selfde woorde en gedagtes wat ons ook by Jeremia en by Jesaja teëgekom het. So wat is die boodskap vir ons uit hierdie vreemde preekhulpmiddels uit? Ek dink mense kan maklik dink dat God se profete eers 'n skroef los het vanweë die eienaardige, of soos die kinders sal sê, weird dinge wat hulle moes doen as preekhulpmiddels om sy boodskappe oor te dra. Mens kan maklik dink, 'n ou wat daar op die grond gaan lê vir 390 dae net op sy een sy en speel met 'n baksteen wat hy as 'n stad gemaak het, wat daardie baksteen beleer en dan profeteer teen hierdie baksteen, oordeele aankondig teenoor die baksteen. Mens sal dink hy het sy varkies verloor. Hy is nie meer heeltemal so lekker by nie. Dis hoe 'n mens daaroor dink. Maar God het 'n plan, hy het 'n doel, hy dra boodskap oor. En ek dink ook in die tweede plek moet ons raak sien, wat ons ook in die verlede al teëgekom het, dat dit beslis nie maklik is om 'n profeet of 'n verkondiger van God se boodskappe te wees nie. Inteendeel, dis alles behalwe maklik. Dis van die moeilikste goed wat daar is in die lewe om te doen. Maar God gee die krag, en hy gee die genade, en hy gee die deursettingsvermoë. Jesegiel het met baie min kos, baie min water, vir meer as 'n jaar lank, daar met daai baksteen gelê, en hom beleer, en hom bepreek, en profetiese oordeelsaankondiginge oor hom aangekondig. En dit was nie maklik nie, maar hy het dit oorleef. Wat ons ook kan raak sien, is dat menslike pleidooie nie op dowe ore val nie. God luister na ons gebede, en hy is dikwels bereid om ons te help, om ons versoeke toe te staan, en sy planne of opdragte dienooreenkomstig ook aan te pas. Kan jy dink aan 'n ander voorbeeld in die Bybel waar dit ook al gebeur het, waar iemand 'n opdrag van die Here kry of inligting van die Here kry en dan vra asseblief dat die Here sy plan so bietjie moet verander. Onthou julle vir Abraham wat vir Lot gebid het en vir hom ingetree het en gevra dat die Here hom moet spaar, dat hy nie is soos wat die res van die mense van Sodom en Gomorra is nie. Hy het eers begin by 'n groot getal en al kleiner gegaan en toe gesê as daar maar net een oor is, en elke keer het God geduldig na hom geluister, elke keer het hy sy versoek toegestaan. So menslike pleidooie val nie op dowe ore nie. God hoor wanneer ons met hom praat, en ons kan hom selfs van plan laat verander. En ek dink dit is eintlik altyd en oorspronklik nog deel van sy plan gewees, want hy weet mos wat gaan gebeur. Sonde wat ongehoorsaamheid is aan God se wil, is geheel en al onaanvaarbaar en strafwaardig. En ons moet in hierdie woorde, moet ons kan lees en hoor, hoe dat God daarteenoor optree, en hoe dat hy dit straf, met mag en mening en geweld. Ons mag nooit met sonde speel, of dit ligtelik opneem, of afmaak asof dit nie so erg is nie. En ons is baie geneig om dit te doen, om versagtende omstandighede te pleit, om verskonings uit te dink vir ons sonde, om te probeer regverdig waarom dit in ons geval oukei is om die sonde te doen. Maar dis eintlik 'n ramp wat 'n mens op jouself afbring wanneer jy so met die sonde omgaan. Ons moet die sonde haat en verafskie soos God dit ook doen. Ons moet met alles wat ons het teen die sonde stry. Ons moet daarteen beklei. Ons moet daarteen oorlog maak. God se genade sien ons ook en word sigbaar in sy bereidheid om Jesegiel se versoek toe te staan aan die een kant, maar ook aan die ander kant word dit simbolies voorgestel in die hare wat hy in die vou van sy klere moes bewaar, sodat dit kan veilig bly. 'n Klein deeltjie van die volk sal net so ook behoue bly. Hoekom? Sodat die beloofde Messias gebore kan word. Ons het dit by die ander profete ook teëgekom. Tussen al die oordeelsaankondiginge was daar elke keer so 'n sprankie van hoop, so 'n silwer randjie om die donker wolk, wat iets te doen gehad het met die koms van die Messias.
God se regverdigheid teenoor sy genade word ook sigbaar wanneer hy die strawwe wat hy deur sy profete aangekondig het, uitvoer. Want al hierdie dinge wat Jesegiel gesê het gaan gebeur, dit het gebeur. God het opgetree en hy het gestraf. So God is regverdig, hy is genadig, mens kan nie net die een of die ander beklemtoon nie, albei is belangrik en albei moet raak gesien word. Ek is baie bly, ek is nie Jesegiel nie. Ek is baie bly dat ek nie nodig gehad het om te doen wat hy moes gedoen het nie. Boonbehalwe vir die feit dat hy hierdie geweldige oordeele moes aankondig, moes hy dit simbolies voorstel op 'n uiters ongemaklike manier. Kan julle dink hoe seer sy lyf was na dit? 'n Mens kan heeltemal verkrom raak as jy so op een posisie moet lê vir so 'n lang tydperk. En as jy met so min kos oor die weg moet kom, kan jy heeltemal verswak en heeltemal uitteer. Partykeer verstaan ons nie waarom God doen wat hy doen nie. Partykeer verstaan ons ook nie waarom hy die opdragte gee wat hy gee nie. Dit gaan ons verstand te bowe. Dit voel vir ons eienaardig en vreemd, partykeer selfs wreed. Maar as God aan die woord kom, kan ons nie anders as om te luister nie. Hy kan selfs ook op sulke eienaardige en wrede maniere aan die woord kom. Juis sodat ons tot bekering kan kom. Juis sodat ons op die regte pad kan kom. Juis sodat ons aan hom gehoorsaam moet wees. Mag sy genade vir ons genoeg wees. Mag ons soos daardie klein bietjie hare in Jesegiel se klere wees, wat so in die vou weggesteek en beskerm en bewaar word. Mag hy ons veilig bewaar met die oog op die toekoms, met die oog op die oordeelsdag, met die oog op die dag wanneer ons deur hom verheerlik gaan word, ons wat in Jesus Christus geglo het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons moet vanaand kom bely dat ons geneig is om nie so teen die sonde te stry asof dit 'n stryd tussen lewe en dood is nie. Ons is geneig om die sonde ligtelik op te neem en allerhande verskonings daarvoor uit te dink. So mooi sousie daaroor te gooi. Vader, gee vir ons die insig en die wysheid om te besef hoe radikaal U teenoor sonde voel en hoe radikaal U daarteenoor optree. En gee Here dat ons ook na sonde moet kyk deur die oë waardeur U daarna kyk. Vader, dankie dat U vir Jesegiel gebruik het as 'n profeet. 'n Profeet waarna mense dalk gekyk het met afskuw, met verwondering, selfs ook met bespotting, omdat hulle dalk gedink het dat hy sy verstand verloor het. Maar dankie dat U hom gebruik het om 'n kragtige boodskap oor te dra, sodat U ook U plan en U doel daardeur kon verwesenlik. So Here, sê ons met groot huiwering en groot bewering, dat ons in U diens wil staan om U instrumente te wees, om deur U gebruik te word, sodat U koninkryk hier op aarde kan kom. Want ons besef dat so bereidwilligheid dikwels 'n baie duur prys ook van ons kan vra. Maar ons weet dat U vir ons die krag sal gee om alles wat daarmee gepaard gaan te kan dra, sodat U ook daardeur verheerlik mag word. So bid ons vanaand, Here, vir al die kinders in die skole, al die uitdagings wat hulle het ook in die week wanneer hulle rapporte moet ontvang. Ons bid ook vir al hulle ouers, vir al die onderwysers. Ons bid vir ons regering,
Ons vra dat U vir hulle wysheid sal gee om dienslewering as hoogste prioriteit te stel en om werklik tot almal se voordeel saam te werk. Ons bid ook vir wêreldvrede, en besonder in daardie lande waarin daar oorlog woed. Ons wil vra dat daardie selfsugtige oortuigings vervang sal word met 'n omgee, 'n hart en 'n gesindheid waarin U liefde seëvier. Vader, dankie dat ons kan bid ook vir almal reg oor die wêreld wat na U boodskap luister. Ons vra, Here, dat U elkeen deur die liefde en genade sal seën en dat ons almal ook vanaand 'n goeie nagrus sal kan geniet. Dankie dat ons kan weet dat al die uitdagings wat in die week vir ons voorlê, dat ons ook die krag sal kry om dit te kan oorkom. Soos wat Jesegiel ook die krag gekry het om die boodskappe wat hy van U gekry het, te kan doen. Ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers, en dan gaan ons afsluit met lied 286, Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in U skadu by U staan.